Welkom terug. Ons gesels vanoggend met Org van der Walt. Nou, hy is die stigter van die Startwell Foundation. Ons praat oor die ongelooflike goeie werke wat hulle doen. Goeiemôre. Hallo Jennifer, môre. Hallo Pierre. Môre. Het is so lekker om je vanoggend hier te hê en weer te gesels oor Startwell. Nou, mense wat nog steeds nie dalk die program ken of wie hulle is, die foundation nie. Wie is die Startwell Foundation? Startwell Foundation, ons het 'n baie nou fokusarea en dis kinders van 6 maande tot 5 jaar. Nou ons kyk na spesifieke voedingsbehoeftes wat daai kinders het wat dit nie kry nie. En die lang storie is ons gee vir hulle goeie proteïene elke dag. Waar hulle nie proteïene kry nie. En mens besef nie altyd wat die voedingsbehoeftes is en hoe maklik hoeveel kinders dit nie kry nie, nê. Nee, mens besef nie altyd hoe wat die tekort is daar buite nie. Daar is 6,5 miljoen kinders onder 5 jaar in ons land. 2 miljoen van hulle is stunted. Ons kan nou gou praat oor wat stunting is. Child stunting. Dis 'n Engelse woord. Dis 'n woord wat ons sukkel in Afrikaans om uit te druk. Daar's verdwerging, daar's verpotting. Dis nou soos bonsai, né? Dit is verskriklik. So daai kind is nou vir altyd en altyd is hy nou verdwerg. Kleiner of minder statuur is korter en die brein het nie heeltemal volwaardig ontwikkel nie. En is heeltemal voorkombaar deur 'n klein bietjie die regte proteïene elke dag vir hulle te gee terwyl hulle groei. 2 miljoen kinders in Suid-Afrika. Wat stand dit is? En dit kan alles verander deur hierdie. Nou jy was 'n onderwyser gewees toe jy Startwell begin het. Is dit waar jy dit die eerste keer raak gesien het of waar kom jou passie hiervoor vandaan? Ek het al baie keer refleksie oor dit gedoen. Kyk, ek sê nou so dinge het na my toe gekom. Ja. Maar uit die aard van die saak was ek oop gewees daarvoor. So ons as onderwysers is nou maar opgelei om die brein te help ontwikkel en in die brein te kry dat hy moet konsentreer. Hy begin mos in die begin met 2 minute, 3 minute. Op die einde moet jy vir 3 ure lank 3 ure se probleme daar in die wiskundeklas gaan en dit kry die onderwyserskorps in ons land reg om te ontwikkel oor 12 jaar. So die brein was my altyd 'n ding in die ontwikkeling van die brein. En toe ek nou sien, maar genade, hier's 'n klomp van ons kinders wat se breine nie reg gestruktureer is nie as gevolg van voeding in die eerste 5 jaar, ons moet iets aan die saak doen. Nou dis waar dit begin het in 2017. Wat my skok is, jy sê voeding in die eerste 5 jaar. Na 5 jaar, hier is 2 miljoen kinders. Na 5 jaar is daar nuwe 2 miljoen kinders. Ja. Ek gaan jou nou die rede val. Daar's 1.1 miljoen kinders wat elke jaar gebore word in ons land. Daar's 350.000 van daai 1.1 miljoen kinders wat elke jaar gebore is, wat stand dit gaan wees. En ons praat nie oor daar gaan wees, nie die gaan wees. Die statistiek sê 1 uit 3. Ja. 1 uit 3. Hoe moeilik is dit om hierdie proteïene en hierdie elemente wat 'n kind nodig het om sy brein en sy lyf te ontwikkel op hierdie jong ouderdom? Hoe moeilik is dit om iets saam te stel wat genoeg vir 'n kind sal wees? Ja. En nou praat ek nie van hy moet 'n ekstra pilletjie en 'n vitamienetjie en 'n kalsiumpie en 'n daai neem nie. Net in 'n proteïene maaltyd. Daai is die goeie. Daai poeiertjies in soja wat hulle vir kinders gee, dis speletjies. Ons moet daai gesprek nog oopmaak, want dit werk nie. Om 'n gereg soos wat ons nou in die staat, ons noem dit nou die Startwell Kids. En nou van die beste universiteite en van die beste dieetkundiges in die land het ons nou gehelp om die ding te ontwikkel. Maar onthou nou, jy moet nou kyk na ons trek weg by die dieetkundige wegtrekplek. Wat moet die kind kry? Nou op die ou en nou moet jy ook met raklewe kan werk want jy kan nie. So ons het byvoorbeeld wat die is melk, baie melkprodukte en ons sit gedroogde eier in en ons sit ook biltong in van ons fyn gemaalde biltong in van ons geregte in. Wat proteïene is. En dan is daar nou kekerertjies, chickpeas en grondboontjies en dan heel grane soos havermout en sulke goed. Fantastiese ontwikkelde gereg, maar jy kan nie net met 'n gereg die probleem aanspreek nie. As ons nou 'n fantastiese gereg het, kan ons nou die gesprek na die huisgesin toe vat en sê, hoorie, dis wat jy, papi en mammy onderstel. Ja, maar is nie so duur nie, Peer. Jy kan dit doen. Ons kan. So as jy ons nou volg, dan gaan jy nou sien wat se gesprekke begin ons nou aan die gang sit, dat pa en ma dit moet verstaan want hulle weet dit nie. Hulle dink pap of soja is goed genoeg. Ja. Ons moet hierdie gesprek nog baie meer groter gesprek wat mense moet aanspreek, sosiale gesprekke, sodat dit nie net is van ons gee net vir hierdie paar kinders, maar eintlik los ons nooit die probleem op nie, want ons praat nie oor ons nie genoeg bewusmaking rondom die probleem nie. Intentioneel wees in die groeifase. Hoeveel van hierdie pakkies gee julle vir kinders per dag, per maand? Hoe versprei julle dit?
Ons op die oomblik is die wegtrekplek, die kind se mammy en papi kan nie en die regering op die stadium gaan mos nou nie. So ons het 'n donateur nodig, want die kind groei. Jy kan nie pause druk nie. Kind moet groei. So ons het 20,000 kinders wat elke dag 'n bordjie pap by hulle skooltjies kry. 20,000. 20,000, maar ons het nog 'n lang berg om te klim, né? Maar 20,000 is nou al 'n lang ry kinders as jy hulle in 'n ry sou sit. Dis nou al amper 10% van die probleem per jaar, ja. 1%, net 2 miljoen, 1%, ja. Sommiges, wie maar was jou 1%? wiskunde juffrou? Dit moet 'n ontsettende logistieke nagmerrie wees. Hoe kry mens soveel etes by kinders uit? So dit is interessant dat ons die emmers wat ons nou het. Ja? So jammer ek het nou nie een saamgebring nie. Miskien wys ons eene. Daai emmers kan ons op 'n koerier sit en ons kan hom stuur na die verre uitreikings van die land. Plus minus, kyk, 'n gereg is in omgoom van R60 'n maand per kind. Dis wat dit kos om 'n kind te voed. Per maand per kind R60. En dis een ete per dag. Een ete, 50 gram ete per dag en dan kry daai kind 20 etes 'n maand. Nou daai emmer gee vir ons die reikwyd. Dit kos ons R7 per kind per maand om te gaan aflewer. Nou dis wat ons nou doen. Wow. So daai emmers kan ons, daai emmer is baie taaf. Hy kan gelaai word, gestuur word. En ons is dankbaar die ouens wat ons ondersteun. En ons het nog baie ondersteuning nodig, gaan met baie emmers uitkom en mense kan emmers by ons kom koop wat projekte ondersteun waar kindertjies is wat kos nodig, goeie kos nodig het. Julle is ook hierdie jaar by die Cape Town Cycle Challenge. Vertel ons daaroor. Ja, ek is so opgewonde oor hierdie goeders, weet. Ons swem nou al die 5de jaar van Robben Eiland af. Ja. En nou hierdie jaar is daar 20 fietsryers wat ons genader het en gesê, hoor hierso, ons doen nou hierdie, noem dit nou hedonistiese ding. Ons doen 'n ding vir onsself, ons ry fiets. Maar ons wil 'n ekstra laagie bysit. Ons gaan nou 'n bietjie ry vir 'n saak. En nou gaan ons mense bel, kontak om vir ons. So die serial cyclist op Give and Gain kan mens daar gaan kyk na Explore, dan kry jy serial cyclist. Serial cyclist. En hulle ek het nou gekyk, hulle het oor die R600,000 al vir ons ingesamel. Wow, dis Wow. Ja, en daarmee kan jy nou 600 kinders, weet mens omtrent R1,000 'n kind, alles nou ingesluit om 'n kind 'n jaar, R800-900. So elke R1,000 is dan nog 'n kind wat ons voorsien. En dis die ding, ons het 2 miljoen kinders, maar elke kind wat jy raak jy sy hele lewe vorentoe. Sure. Want jy het nou die brein en die liggaam aangespreek. Ja. So dis fantasties. So help die serial cyclists. Ook as jy so vinnig as mense wel betrokke wil raak en behalwe nou vir die Cape Town Cycle Tour, waar kan hulle meer uitvind? Hoe kan hulle betrokke raak? Ja, gaan kyk na ons webtuiste. Dis die startwellfoundation.org. Ek is nou die org. Ja, gaan kyk en volg ons, raak vriende van ons, ondersteun ons. Dis 'n saak wat ons ons het so baie probleme, maar hierdie is een van die groot probleme wat ons regtig moet begin oor praat. Meer moet oor praat. Ons baie dankie vir jou tyd en dankie vir die werk wat julle doen. Dankie Jennifer, dankie Pierre. Wonderlik. Dit is Org van der Walt en dit is natuurlik die Start Well Foundation. Gaan lees op, gaan kyk wat hulle doen en maak 'n verskil. Bly geskakel waar jy is, net hierna se tyd vir jou nuus.